familie, mag elkeen van ons werklik die stem van die Here hoor vanoggend. Mag die stem van die Here deurbreek deur die emosie en ook vir ons die vertroosting gee wat net die Here kan gee. Vanoggend kan ek vir u woorde bring, maar my woorde skiet ver te kort teenoor die vertroosting wat die Here self kan bring. En alreeds in baie van ons se lewens en oomblikke gebring het. En mag ons dan ook werklik gebind word aan hierdie kragvolle inwerking van die Heilige Gees. Wat elkeen van ons in staat stel, lyk dit hoe onmoontlik vanoggend om die dag van môre in te sien, dit moontlik te maak, om op te staan, vas te klim, sterk te staan in die geloof. Iets baie interessant van hierdie begrafnis en die begrafnisbrief, is ek wil vir u sê, en ek wil dit graag met u deel, dat die Raaitjie Brits se verhouding met die Here was so lewendig, dat sy haar eie begrafnis gereël het. Die liedere wat ons sing, die teks wat ons gaan lees, die blomme, die dit, sy het vir ons gesê wat sy wil hê. So dis 'n wonderlike geleentheid en 'n voorreg om haar ook op so 'n wyse te groet, waar ons net haar afwesigheid mis nie, maar ook deel in die laaste vreugde van haar laaste hoofstuk. En mag elkeen ook dan die vreugde beleef, die blymoedigheid beleef van die oorwinning waarin sy ook vasgeklou het. Dat hy baie dink aan die woorde van Paulus in Filippense 1 vers 21 as hy sê, die lewe is Christus en die sterfte wins. Nou, 'n mens beplan jou eie begrafnis as die sterfte vir jou 'n wins is. Dit is die verhouding wat ook elkeen van ons met ons Skepper en ons Verlosser moet hê. Ons is vanoggend hier in liefdevolle herinnering aan die lewe van Tannie Maria Christina Getruida Brits, gebore 21 Februarie 1936 en oorlede 16 Junie 2025. Ek wil vra vir ons die afskeidsgroet lees. Die Here het gegee en hy het geneem. Ons is dankbaar vir die 89 jaar en 4 maande wat Ma vir ons gegee was. Ma is geroep en ons is dankbaar dat ons tot aan die einde Ma se hand kon vashou. Ons het net vrede en dankbaarheid in ons harte, lief Ma vir altyd, van al die kinders. Wat 'n voorreg as ek ook te kan sê 89 jaar nie, dit gee vir ons ook 'n gedagte van dankbaarheid vanoggend, dankbaarheid teenoor die Here se groot genade, dankbaarheid teenoor die voorreg wat aan die Raaitjie self gehad het om vir 89 jaar hier te kon leef, so 'n groot verskil in werk gedoen het vir die verkondiging van die evangelie, werklik 'n kind van die Here wat vir die Here en in besonder haar kinders en haar kleinkinders baie lief was. Ek staan hier buite en ek praat, is dat ek ken almal van julle, ek weet net nie hoe lyk julle nie. Want as 'n mens by Tannie Raaitjie besoek gedoen het, het sy met vreugde gepraat oor al die mense wat 'n groot rol in haar lewe gespeel het. En daarom is dit dan ook vir my voordat dit voel of ek deel van die familie is vanoggend. En daarom bid ons ook so dat elkeen van ons in hierdie liefdevolle samesyn mekaar se laste sal dra en ook mekaar sal bystaan. Jy kan al hierdie ander briefies gerus lees. Dis pragtige woorde wat hier neergeskryf is. En veral hierdie woonse gedeelte wil ek vir die geleentheid gee aan die einde van die diens om dit self te lees. Dit is Tannie Raaitjie se eie woorde wat sy opgeteken het. So vir my gaan dit 'n bietjie moeilik wees om dit te lees en daarom gaan ek vir u vra dat as ons klaar is met die verrigtinge hier, doen maar moeite en gaan lees dit. Dit is regtig pragtige woorde, mooi opgeskryf. Ek gaan dan vir ons Psalm 23 lees. Dit is Tannie Raaitjie se wens dat ons hierdie Psalm ook vandag lees en ek het ook die voorreg gehad om by een van ons laaste besoeke te vra Tannie Raaitjie, wat wil Tannie graag hê, moet ek vir Tannie lees en sy het met volle oorgawe gesê Psalm 23. Psalm 23 het 'n besonderse impak in die lewe van Tannie Raaitjie gehad. Dis 'n Psalm wat ons baie goed ken. Ek dink dis een van die bekendste gedeeltes in die Bybel, maar omdat dit so eenvoudig saamgevat is wat 'n onbeskryflike ewige waarheid aan ons kommunikeer. Die Here is ons herder. Die Here is ook vandag hier teenwoordig en mag ons dit voel, mag ons dit beleef, mag ons dit ervaar en wanneer ons terugkyk ook na hierdie hartseer tyd van groot verlies, ook tot op hierdie dag, mag ons die vingerafdrukke van die Here sien. En mag ons ook in daardie vingerafdrukke lewe, mag ons die voetspore van Jesus ook voel vandag in ons lewens. En mag ons ook op daardie weg van vertroosting en geregtigheid wandel. So ek gaan vir ons dan Psalm 23 lees, maar voor ek saam gaan lees, gaan ek u vra
om net so te sit en dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, op hierdie maandag is dit vir ons nie 'n lekker dag nie. En die rede hoekom ons hier by die kerk by mekaar is omdat ons dan die Raaitjie hier in die tydelike lewe groet. 'n Persoon wat hy al van voor die grondlegging van die aarde af voorberei het, hoe ek in hierdie lewe te wandel en op hierdie hoë ouderdom van 89 jaar en 4 maande haar laaste asem uit te blaas. Maar as 'n mens ook so kyk na Tannie Raaitjie se lewe, dan sien ons u goedheid en u guns in haar lewe raak. U genade en onvoorwaardelike liefde, dat u vir haar ook die voorreg gegee het om so 'n goeie lewe te leef. Dit zijn elkeen van ons wat ook hier is 'n goeie impak gemaak het deur die sagtheid en ook daardie liefde vir u. Keer op keer as ons daar by haar huisbesoek gedoen het sy elke teksgedeelte omtrent dit haar kop uit saamgesê, want sy was belese in u woord, sy het u geken. En dan gee sy ook vir ons hierdie voorreg met die einde van haar lewe om familie en vriende, geliefdes by mekaar te bring, om ook dan in die kerk om onder u woord vertroos te word. En dit is 'n groot seëning en 'n groot voorreg om dit ook so te kan beleef vanoggend. Ons weet, Here, die harte is seer. Het maak nie saak hoe ons onsself voorberei op die afsterwe van 'n geliefde nie. Daardie finale tyding breek ons harte. Daardie finale woorde en bevestiging van die afsterwe skud ons beendere. En dan is ons hartseer. Maar ons weet ook, Here, dat u Seun Jesus Christus weet presies waar elkeen van ons gaan in hierdie tyd van verlies, want hy het gebeur met die afsterwe van sy geliefde vriend Lazarus. En omdat hy self weet hoe ons voel, weet ons ook dat hy in staat is om vir ons te gee wat ons nodig het. Om ook staande te bly en selfs in hierdie bewolkte dag van hartseer en emosie, die ligstraal van die heerlikheid te kan beleef. Ons hoe ek in hierdie tyd van die begrafnis, die nabyheid, die warmte en die hand van ontferming sal beleef. En dis wat hy vir ons beloof in die Bybel, hy is die een wat elke traan van ons wang afvee. Hy is 'n Vader wat teenwoordig is, betrokke is. Wanneer ons vandag een ry voetspore in die sand sien, want ons is hartseer, mag ons raak sien, Here, dat dit u voetspore is, want u dra ons ook in hierdie tyd, veral met dit wat nog voor lê by die graf. Want terwyl ons nou hier in die kerk is, bid ons dat die woord so oopgebreek sal word, dat dit vir ons verstaanbaar sal wees, vanuit hierdie baie bekende gedeelte, dat ons ook iets nuuts sal leer, dat dit vir ons treffend sal wees. Dat ons ook hierdie Psalm ooit in die toekoms lees, dat ons sal voel, Here, u hande van beskerming en bewaring en vertroosting om ons vou. Baie dankie dat ons nie hier staan vanoggend sonder hoop nie. Ons staan hier vanoggend met 'n lewende hoop, wat ons weet, Here, ons enigste troos in lewe en in sterfte is dat ons aan Jesus Christus, ons getroue saligmaker, behoort. Met sy kosbare bloed het hy ons vrygekoop, hy is ons anker, ons vaste hoop. Baie dankie dat ons weet, Here, die dood nie meer die laaste sê op hoofstuk in 'n gelowige se lewe is nie. U het daardie doods almal uitgetrek. U het die kettinge van die bose gebreek. En u het vir ons die wonderbare, onwankelbare lig gegee. En dit is ook die poorte van die hemelryk. Ons vra dat u ook dan vandag, met hierdie verrigtinge oor die eie eer sal waak hou, dat u rustigheid in elkeen van ons se lewe en gemoed sal bring. Ons werklik vanoggend die woorde van Jesus sal hoor as hy sê daar in Johannes 6 vers 20, terwyl die storms op die see woed vir sy disippels, dit is ek, moenie vrees nie. Mag ons daardie woorde glo, en mag ons ook vandag aan hierdie woorde vasklou. Ons vra besonder ook, Here, dat u sal wees met oom Dani en Tannie Maria, en Kotie en oom Bux, die kleinkinders, oom Laurens hulle en die familie. Mag hulle werklik voel hoe u liefde en u genade, soos 'n kombers op 'n wintersdag, op hulle skouers gegooi word.
Mag hulle ook die vermoë in die Gees hê om U raak te sien. Wanneer ons met die oë gefestig op U lewe, Here, dan weet ons ook dat die onmoontlike moontlik word. In Jesus naam bid ons dit deur die kragvolle inwerking van die Heilige Gees. Amen. Ek lees vir ons dan hier die baie bekende Psalm 23, 'n Psalm van Dawid, vanaf vers 1. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie. U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Tot sover die woord van die Here. Mag elkeen wat ook dan vanoggend die voorreg het om die stem van die Here te hoor, mag ons glo dat dit die stem van die Here is wat met ons praat en so op die saligheid in Christus Jesus beleef en ervaar. Geliefde familie, vriende, gemeentelede, vandag is ons hier by mekaar om afskeid te neem van die Raaitjie Brits. 'n moeder, 'n goeie moeder, 'n ouma wat haar kleinkinders met woorde lief gehad het wat onbeskryflik is, ondefinieerbaar is. 'n Ouma groot wat nie kon uitgepraat raak oor haar agterkleinkinders nie. Maar ook 'n vriendin, 'n medegelowige en uiteindelik ook hier in ons gemeente 'n lidmaat van die Afrikaanse Protestantse Kerk Standerton. 'n getroue lidmaat wat die Here geken het en wat die Here gedien het. Ons kom vanoggend by mekaar om iemand te groet wat werklik 'n pad saam met ons al vir so lank gestap het, maar in besonder iets wat uitstaan in haar lewe, 'n pad saam met die Here geloop het. Hand aan hand met haar Skepper, met haar Verlosser, met die een wat beloftes aan haar gemaak het, dat hy aan haar getrou sal bly, en sy het hom op sy woord geneem, en sy het vasgeklou, tot die einde toe, veral in die laaste tyd, tot die einde toe vasgeklou het aan haar Skepper, voorbereid was, om na haar Vader toe te gaan. Selfs gebid het, en vir die Here gesê het, my saak hier is reg, almal sê dit is nie erg nie, sy kan gaan, vat my huis toe, Here. Saam met Paulus gesê het, volgens Romeine 14 vers 8, want as ek lewe, lewe tot die eer van die Here, en as ek sterwe, sterwe tot die eer van die Here, want of ek lewe en of ek sterwe, dit maak nie saak nie, want ek weet, ek behoort aan die Here. Wanneer ons iemand aan die dood afstaan, weet ons, dit is nie maklik nie, die dood bly vir ons 'n harde, pynlike werklikheid, 'n realiteit. Maak nie saak hoeveel keer ons onsself voorberei, opdat dit dalk nie moontlik die laaste dag is nie. Wanneer daardie nuus gebreek word, voel dit vir 'n oomblik of die fondasie van ons lewe uitmekaar geruk en uitmekaar geskit word. Op daardie oomblik, wanneer ons daardie nuus hoor, is ons harte gebreek. Net ons die Here so nodig. Want die dood bring vrae. Die dood bring maar vir ons leemtes. Ons harte is swaar vandag, want dat die Raaitjie is nie meer fisies by ons nie, maar tog sit ons vanoggend hier in die kerk. Met hoop. Met blymoedigheid in ons harte van beloftes wat 'n realiteit word. Met hoop. Want ons weet dat die Raaitjie is nie alleen nie, en ook ons wat vanoggend hier in die kerk sit, ons ook is nie alleen nie. In Psalm 23 wat ons baie goed ken, bring ons vanoggend die diepste vertroosting wat 'n mens se hart moontlik kan ontvang, want Psalm 23 is 'n lied, 'n belydenis van geloof. Dis 'n lied
van iemand wat rus in die arms en hande van die Here, selfs te midde van hartseer en verlies, om te kan bely met oortuiging, die Here is my herder en ek sal niks ontbreek nie. Nie in die tydelike lewe, nie vandag op hierdie oomblik nie, maar ook nie in die ewige lewe nie. En daar waar die Here Jesus Christus heen gegaan het om vir elke gelowige 'n plek te gaan voorberei. 'n Erfporsie waaraan kinders van die Here deel het, te gee, waar daar nie siekte is nie, waar daar nie seer is nie, waar die verganklike liggaam nie afgebreek kan word nie, maar waar 'n liggaam betree word van onverganklikheid, van heerlikheid, en die voorreg om in die volkome teenwoordigheid van die lewende God te wees. Daai oomblik wat alles wat onverstaanbaar en onverklaarbaar was in jou lewe, ewe skielik beantwoord word, en die sin van jou lewe ewe skielik fokus op God en God alleen. Wat 'n wonderlike voorreg om dit te weet, dat dit ook met gelowiges gebeur, na hulle oor die laaste asem hier uitgeblaas het. Hierdie Psalm wat ons so goed ken, van kindsbeen af ken, is nie net mooi woorde nie, hierdie is ware geloofswoorde vanuit geloofstal, woorde wat al eeue lank al die harte van gelowiges in donker tye en veral ook donker hartseer dae dra. Wanneer Dawid hierdie woorde skryf, toe hy hierdie Psalm neergepen het, het hy al geweet wat gevaar is. Hierdie man het al geweet wat dit beteken om daar tussen sy skape te lê in slaap. Hy het geweet van leeu's en hy het geweet van wolwe en die dreigende gevaar. Hy het geweet van hongersnood en onsekere paaie. Hy het geweet van hartseer. Hy het geweet van teëspoed. Hy het geweet van seer. Hy het geweet van bekommernisse en benoudhede. Hy het geweet hoe dit voel om kragteloos te wees en die lig of hoop in die dag van môre te sien nie. Dawid het dit geken. Maar hier in die Psalm kom leer vir ons ook iets van Dawid. Hy het geweet van iemand groter. Iemand wat hom lei. Iemand wat by hom staan. Iemand wat konstant sy hand vashou, terwyl die donker wolk van mismoed en hartseer oor hom vou. In hierdie gedeelte lees ons nêrens dat Dawid sê die Here was my herder nie. Nêrens lees ons in hierdie Psalm dat Dawid verklaar die Here sal eendag sy herder wees nie. Nee, dis nie wat Dawid neerpen in Psalm 23 nie. Hy sê die Here is my herder. In die hede, in die hier, in die nou. Hy is die herder in die hartseer. Hy is die herder in die rou. Hy is die herder in die verlies. Hy is nou teenwoordig. En sal elke oomblik van elke dag daar die herder vir ons wees, in die oomblik. Net soos wat 'n herder sy kudde ken, sorg die Here vir sy kinders, staan hy sy kinders by, kom die Here na ons toe en hy vertroos sy kinders. Selfs wanneer dit vir ons voel asof ons kragte min is, of wanneer ons lus om op te staan niks is nie. Is die Here daar, die herder met sy hand uitgestrek, altyd gereed en voorberei om jou te help, om my te help, om ons te help en om ons te dra, ja, terwyl die storms van die lewe rondom ons breek, terwyl dit voel of ons nie ons bestemming kan bereik nie, is hy ons suiderkruis, die een wat ons lei na die stil, rustige waters en daar die groen, pragtige weivelde. Hy is daar, wanneer ons hartseer is. Selfs wanneer die wêreld droog en dor lyk, is hy die een wat voed en hy is die een wat versorg. Nie net fisies nie, maar ook vir ons siel. En ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om net vir julle te verduidelik wat Dawid bedoel wanneer hy praat oor die herderbeeld. In die Bybelse tyd weet ons dat hulle nie die voorreg gehad het, veral waar hierdie afspeel,
hierdie weivelde wat u gesien het toe u nou Standerton toe gery het nie. Dit was nie daar gewees nie. Die herder het 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid gehad om elke oggend baie vroeg wakker te word, die skape te tel en dan hierdie trop skape te lei, soms kilometers ver van die huis af, deur die berge, oor die kraanse, na die voet van die berge toe, daar waar die doudruppels van die nag versamel het. Daar was maar enkele graspolle gewees en klein poeltjies water gewees. So hierdie herderbeeld wat Dawid vir ons vertel, is nie 'n herder wat daar onder 'n koelteboom agteroor lê en laat sy skape by nie. Hy is die heeltyd by sy skape. En lei hierdie groep skape na die een polletjie gras en polletjie water toe, keer op keer. Dit het baie keer gebeur, dat hy baie ver van die huis af moes beweeg, sodat hierdie skape gevoed kon word, dat hulle water kon gekry het om te drink. Maar dan gebeur dit ook so, dat die son skyn ook maar net soveel ure en 'n dag. En dan besef die herder, hy moet nou hierdie skape weer terugneem huis toe. En dan het hy begin om die skape bymekaar te maak, en hy het so voor hulle geloop. En dan gebeur dit baie keer dat die son sak, en ons weet hoe dit werk, as die son so agter die berge wegsak, dan word die skaduwee al hoe groter, en al hoe breër, en al hoe langer. Nou vir 'n herder, was dit die dal van doodskaduwee. Want hulle het geglo in daardie tyd, dat daar in die skaduwee, daar in die donkertes, daar kruip die roofdiere weg. Daar kruip die rowers weg. En daar kan jy nie sien waar jy loop nie. En partykeer het hierdie herder so ver van sy huis af die skape laat by, dat die son weggeval het, en die donkerte van die nag 'n realiteit geword het. En wat nou? Die skape is nie baie slim nie, hulle kan baie maklik afdwaal, hulle kan nie baie goed sien nie. En dan sal ons onthou van kindsbeen af, as ons na 'n herderbeeld van die Bybel kyk, dan staan daar altyd 'n man met so 'n staf in sy hand, wat so 'n ronding hierbo het. En hierdie staf wat hierdie herder gehad het, het 3 besondere doele gehad. Die eerste baie belangrike doel is dat terwyl hy so loop, het hy hierdie staf gebruik as 'n wapen. Baie keer was daar maar penne of beerdere aan die buitekant van hierdie ronding gewees, waar hy die roofdiere en rowers mee kon afweer. So hy hierdie staf gebruik om te beskerm. Maar ook het hy hierdie staf gebruik as hy kon sien dat een van die skape seer gekry het of dalk siek geword het, dan vat hy hierdie staf en hy trek hierdie skaap nader, dat hy hierdie skaap by hom kon vashou, dat hy mooi na hom kon gekyk het en onmiddellik die nood kon aanspreek. Maar die derde doel vir hierdie staf, veral wanneer die son weggesak het en die duisternis heers, het die herder hierdie staf gebruik. Hy het 'n paar tree vorentoe geloop, en dan slaan hy dit baie hard teen die klippe. En dan loop die skape agter hierdie geluid wat die staf teen die klip maak aan, en dan versamel hy die skape by hom, baie geduldig en rustig, en hy tel hulle een vir een, en dan loop hy weer 'n entjie aan, en hy slaan teen die klip. En so gebruik hy hierdie staf, om uiteindelik hierdie skape terug te lei na die kraal toe, waar hulle veilig is. En hierdie herder het dit elke dag van sy lewe gedoen. Dis waarvoor hy gelewe het. Hy was 'n herder gewees wat sy skape goed geken het. En homself voorberei om in elkeen se behoeftes te voldoen. Nou hierdie staf wat daai herder in sy hand het, kan baie mooi saamgevat word, ook vanoggend deur om te sê, dis presies hoe die Heilige Gees werk. Vanoggend, ja, dis voel op die dal van doodskaduwee oor ons geval het. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Maar deur hierdie kosbare psalm wat aan die raadjie wil hê, elkeen van ons moet hoor ons ook hoe die Heilige Gees en die volmaakte herder met hierdie staf
van die Gees teen die rotse klap en ons lei terug na daar waar dit veilig is, daar waar ons vertroosting beleef, daar waar ons weer hoop beleef, daar waar ons die dood nie vrees nie, daar waar ons veilig voel. Ja, geliefdes, kom ons wees eerlik, daar waar ons wil wees, by die Here, saam met die Here. So wanneer Dawid praat van, die Here is my herder, dan praat hy van hierdie beeld. 'n Herder wat die heeltyd met baie moeite waak hou oor sy kudde, oor sy skape, wat hy voor lief is, wat hy wil veilig hou, wat hy wil vertroos, wanneer hulle seer het. En so kom die Here Jesus Christus ook as volmaakte herder vanoggend, en hy kom lei ons, terwyl ons seer, terwyl ons hartseer is, met ons voete, terug na hom toe, selfs in hierdie tyd van verlies. Dan die Raaitjie het haar herder geken. Ek kan vir u met absolute oortuiging sê, sy het hierdie herder van haar onvoorwaardelik lief gehad. En nou het hierdie herder gekom, en hierdie herder het met sy hand haar aan die hand kom neem, en seker gemaak dat hierdie skapie, hierdie kind van hom, teruggeneem sal word, deur die dal van doodskade weer, deur die vallei van die dood, tot aan die feesmaal waar hy vir haar voorberei het. Hoe wonderlik is dit nie om iets na uit te sien. Hy lei haar deur die dood, na 'n voorbereide feesmaal, waar hy die gasheer van daardie fees is, want die Here verlaat nie sy kinders nie. Nee, nie in hierdie lewe nie, ook nie in die dood nie. Nou Psalm 23 kom vanoggend en sê vir ons, Psalm 23 sê nie, as ek dalk eendag die dal van doodskade weer sal beleef, of in dit sou beland nie. Dit is nie wat Psalm 23 sê nie. Psalm 23 sê vir ons, dit gaan gebeur. Die dood is 'n realiteit vir ons. Die pad van hierdie lewe loop deur sware tye en uiteindelik ook deur die laaste dal, maar die belofte van Dawid bly, U is by my. U stok en U staf, die vertroos my. Hierdie staf van die Heilige Gees, deur die woord in ons harte vanoggend. Maar dis ook hier waar die kosbare woorde van Jesaja 43 na ons toe kom. En ek wil dit graag met u deel, want dis ook 'n gedeelte wat aan die Raaitjie baie voorlief was. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Selfs al spoel die waters van die lewe oor jou, dit sal jou nie oorstroom nie. Selfs al brand die vure van die lewe teen jou, dit sal jou nie skroei of jou nie verbrand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. En omdat jy kostelik is in my oë, hooggeacht is en ek jou lief het, sê die Here, gee ek my seun in jou plek. Die volmaakte herder, wat die volmaakte wedloop voltooi het, neem tot aan die Raaitjie aan die hand. Hy weet waarheen hy met haar op pad is. Want hy is die een wat met sy bloed en sy gebroke liggaam vir haar en vir ons as gelowiges gaan plek voorberei het. Die Here openbaar homself in Jesaja 43 as 'n God, Jahwe, wat teenwoordig is, die ek is God. En wanneer mense na Psalm 23 kyk, dan sien ons baie duidelik dat Dawid verwys ook presies na hierdie uitspraak van die Here, die 4 hoofletters. Jahwe, ek is die verbondsgod, ek is teenwoordig, ek hou my beloftes aan jou. Dis waar ons troos lê. Dis waarom dan die Raaitjie se troos gelê het. Dat hierdie beloftes wat die Here gemaak het, aan haar en aan ons, sal hy aangetrou bly van geslag tot geslag, en die geslagte wat nog sal kom. Wat 'n wonderlike troos is dit nie om te weet, dat hierdie herder kom roep ons by die naam en sê, jy is myne nie. 'n wonderlike troos is nie om te beleef,
dat die Here, die volmaakte herder, vir tannie Raaitjie op haar naam genoem het, en gesê het, kom hier, jy is myne. Sy het aan God behoort, hy was by haar selfs, toe sy nie eens meer kon veg nie, en hy is ook vanoggend hier by ons. Psalm 23 eindig nie by die vallei van doodskadewee of die dal van doodskadewee nie. Nee, die wonder van Psalm 23 is dit eindig by die huis van die Here, as die woord van die Here vir ons sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Gelowig is, sy lewe eindig nie by die graf nie. Nee, nie vir tannie Raaitjie nie, nie vir ons nie, nie vir diegene wat hulle vertrou en geloof in Christus stel nie. Daar is 'n bestemming vir ons. 'n Bestemming van vrede. 'n Bestemming van rus. En ek wil vir u sê, 'n bestemming van oorwinning en goddelike teenwoordigheid. Die herder het die pad voorberei, hy het die poorte van die dood oopgebreek, toe die Here Jesus Christus daar aan die houtkruis gesterf het, en gesê het, my God, waarom het u my verlaat? Hy het die dood oorwin, dat nie tannie Raaitjie, of ons as gelowiges, een oomblik, van een dag, selfs al kyk ons terug in ons lewens, sal kan sê, ons was God verlate gewees nie. Dis die herder wie hy is. En ek dink dit is wat tannie Raaitjie vir elkeen vir u wou sê. Sy het hierdie herder geken. Sy het hom gevoel. Sy het hom beleef. En daarom kon sy met blymoedigheid en selfs opgewondenheid die dood tegemoet gaan. En daarom kan ek ook vir u sê, tannie Raaitjie wil nie hê jy moet bedroef wees en hartseer wees nie. Ek dink tannie Raaitjie wil hê ons moet saam met haar bly wees. Want sy is deur die dal van doodskadewee by die Here. Daar is nie 'n beter plek om te wees of te wil wees nie. En ek dink dit is hoekom tannie Raaitjie self die laaste keer wat ek haar besoek het, nog gevra het, wat wil tannie hê, moet ek vir tannie lees, en toe sê sy, Psalm 23, toe sê ek nie alweer nie. Maar omdat tannie so mooi vra, doen ons dit graag. En ek dink sy wil gehad het, ons moet iets verstaan van wat sy beleef in daai oomblik van haar lewe. Sy wil gehad het, ons moet verstaan waaroor sy al lankal begrip het. En mag ons dan ook, as ons hier in die kerk uit beweeg, graf toe, mag ons daai begrip hê, wat aan die Raaitjie hierdie pragtige psalm vir elkeen van ons geleer het vandag. Mag ons voel hoe die Here se hand in ons hand insmelt, en ons vashou en dra. Geliefdes, die verlies is werklik, die pyn is erg, van die Raaitjie se tatabaai, die laaste grappies, die laaste storieetjies, net so sweetie vir die twee kinders van die dominee, dis alles stil, dis weg, ons weet dit. 'n Mooi glimlag, 'n unieke sin vir humor, vasgevang op foto's en in herinneringe. Maar dis goed, dis mooi, ons moet daaraan dink. Maar wanneer 'n mens dat aan die Raaitjie se lewe kyk, veral ek wat die voorreg het om 3,5 jaar predikant te wees, is daar soveel mooi waarin ek kan vasklou, dat ek vandag met absolute rustigheid op die kansel staan. Want ek weet wat aan die Raaitjie is. Dit was haar persoonlike geloofsoortuiging. En mag dit van elkeen van ons gesê kan word. Wanneer ons dag kom, wanneer ons ook afsterf, dat daar 'n getuienis van u lewe gelaat kan word. Mag ons so lewe, dat niemand hoef te lieg van die kansel af nie. Mag ons so lewe, dat ons voel, hoe die Here se hand oor ons lewens is. In hierdie seer mag ons weet, ek sal nie vrees nie, want U is by my. Aan hom die goeie herder kom al die eer toe, tot in al die ewigheid. Soli Deo Gloria. Aan God al die eer. Amen.
gaan dan, terwyl ons so sit, vra dat ons die woordverkondiging sal antwoord met 'n lied wat vir Tannie Raaitjie ook baie beteken het. Dit is gesang 305. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ons gaan net so sit, dan sing ons saam vers 1 en vers 2. Namens die familie en haar toe en haar aandag en baie seën sê ek toe ook Madeleine vir dit hoor. Namens die familie doen ek graag die volgende bedankings. Dominee Christie, baie dankie vir al jou ondersteuning, al jou liefde en vir vandag se troostboodskap. Vir die AB Kerk vir die fasiliteite, die wijksusters vir die versings, Danielda, dankie vir die orgelbegeleide, vir Afkop vir al die reëlings en vir Valerie's bloemiste, die blomme en rykers. Dan wil ek graag spesiale dankie sê aan al die familie en vriende se liefde en ondersteuning en spesiaal aan oom Lourens dat vandag as gevolg van gesondheidsredes nie vandag nie kan wees nie. Dankie vir al ons liefde, elke oproep wat ons krag gegee het en al ons ondersteuning. Oom Witsen Tannie Koete het gevra dat ek spesiaal dankie sê aan 'n paar mense. Aan al haar vriendinne, baie dankie vir elke oproep, vir elke bossie blomme, vir elke drukkie en julle liefde, vir al die laaste paar dae. Sy hulle vra ook om spesiaal dankie te sê aan Dani en Maria. Dankie vir al julle opofferings, al julle ondersteuning en julle liefde. Laastens gaan ek probeer om dankie te sê vir my ouers. Pa en ma, dankie vir alles wat julle vir ouma gedoen het. Vir dit waarvan ons weet en dit waarvan ons nie weet. Dankie dat julle vir haar lief was elke sekonde van elke dag. Dankie dat niks vir julle ooit te veel was nie. Dankie dat julle vir ons 'n voorbeeld gestel het van wat dit is om onvoorwaardelik lief te hê. En dan sluit ek af deur iets wat my ouma elke dag gesê het. Dankie vir julle kinders. En dan ook net so 'n bedanking aan die voorhou, liefste kinders. Dankie voel te gering vir wat julle gedoen het in die moeilike tyd. Alhoewel baie dankie vir al jou hulp met die ontruiming en opruiming van ouma se plekkie wat jy weet 'n baie moeilike taak is. Dit is 'n moeilike afskeid om te neem as 'n mens so moet iemand se plekkie oppak. Want dit is ook so 'n finaliteit en 'n groet. Boeta, baie dankie vir die oproepe en ondersteuning die laaste 2 weke. Madeleine, baie dankie vir jou ondersteuning, hulp met al die reëlings en dat jy by ouma was tot die laaste oomblik. Wanneer ons oorvol was, wanneer ons oorval was deur emosies, het jy die leiding geneem. Julle liefde en omgee word opreg waardeer, liefde ouers. En dan van my kant af ook, Madeleine, baie dankie vir die wyse waarop jy die bedankings gehanteer het. Dit is nie maklik nie. Ek staan baie keer in 'n posisie waar ek dit self doen, en soms is dit baie moeiliker as die preek.